Geliefdes, ons lees vanmôre saam met die woord van die Here en wel uit 1 Korintiërs hoofstuk 3 vanaf vers 9 tot 17. 1 Korintiërs 3 vanaf vers 9 tot 17. Maar voordat ons uit die woord van die Here gaan lees, verenig ons eers in gebed. Ons liefdevolle hemelse Vader, dankie dat ons nou kan stil word in die alomteenwoordige Gees, U Heilige Gees. Dankie vir die behoefte wat U in ons harte geplaas het om vanmôre hier teenwoordig te wees. Almagtige hemelse Vader, omdat U beskik oor alles wat met ons gebeur, kom al die lof en al die aanbidding U toe. Al die genade wat ons daagliks so onverdiend uit U hand ontvang, verdien ons diepste dank, Here. Daarom kom aanbid ons U vandag as 'n gemeente. Wil U in U groot genade ons aanbidding aanvaar, ons gebede verhoor en in ons behoeftes en ons begeertes voorsien. Gee bo alles dat U naam verheerlik sal word, ook deur hierdie erediens vanmôre. Laat U wil dan so geskied in elkeen van ons lewens. Amen. Geliefdes, ons lees dan saam uit die woord van die Here, 1 Korintiërs, hoofstuk 3 vanaf vers 9. Die opskrif: Die gelowiges, 'n gebou van God, Christus, die fondament van die gebou. Want ons is medewerkers van God, die akker van God, die gebou van God is julle. Volgens die genade van God wat aan my gegee is, het ek ook 'n bekwame boumeester die fondament gelê en 'n ander bou daarop, maar elkeen moet oppas hoe hy daarop bou. Want niemand kan 'n ander fondament lê as wat daar gelê is nie. Dit is Jesus Christus. En as iemand op die fondament bou, goud, silwer, kosbare stene, hout, hooi, stoppels, elkeen se werk sal aan die lig kom, want die dag sal dit aanwys, omdat dit deur vuur openbaar gemaak word, en die vuur sal elkeen se werk op die proef stel, hoedanig dit is. As iemand se werk bly staan, wat hy daarop gebou het, sal hy loon ontvang. As iemand se werk verbrand word, sal hy skade ly, alhoewel hy self gered sal word. Maar soos deur vuur heen, weet julle nie dat julle 'n tempel van God is en die Gees van God in julle woon nie. As iemand die tempel van God skend,
sal God hom sken, want die tempel van God is heilig, en dit is julle. Net tot sover. Geliefdes, vandag se tema is Christen wees is bouer wees. Ons teksversie, vers 10. Alle mense op aarde leef verantwoordelik. Of laat ek eerder sê, almal is veronderstel om verantwoordelik te wees. Die teenoorgestelde van verantwoordelikheid is natuurlik onverantwoordelikheid. Onverantwoordelikheid is 'n teken. Dit is 'n teken van 'n gebrek aan insig. Dit is 'n teken van onvolwassenheid. Wat is verantwoordelikheid? Dit beteken om te alle tye so te lewe dat jy in staat is om enige vraag oor die rede vir jou optrede te beantwoord. Liewe broer en suster, ons kan ons aan die hand van hierdie kort sinnetjie gaan toets. Ons kan gaan selfondersoek instel en kyk of ons geestelik volwasse en verantwoordelik is. Liewe broer en suster, lewe so dat jy die rede vir jou doen en late self besef en kan verduidelik. Kom ons streef daarna in 2026 dat ons nie iets sal doen vir watter rede ook al waaroor ons later verleë gaan wees nie. Verleë voor God en verleë voor ons medemens. Hierdie reël geld in u en my lewe ook. Ons as Christene moet altyd, in hoofletters, moet altyd verantwoordelik lewe. Ons as Christene moet ons vir elke ding wat ons doen voor God en ons naaste kan verantwoord. Niks wat ons in ons ganse lewe doen staan buite hierdie reël nie. Ook nie wat ons skelmpies doen of selfs skelmpies dink nie. Ons teksvers verduidelik hierdie saak met die beeld van 'n huis of 'n tempel wat gebou word. In die eerste plek, die fondament is gelê. Dit staan daar in vers 11. In die eerste plek, die fondament is gelê. As ons onsself Christene wil noem, moet ons op die neergelegde fondament Jesus Christus bou. Geen ander fondament gaan 'n ewige gebou kan dra nie. Die fondament van ons bouwerk
is die uitgangspunt van alles wat ons doen. Soos die fondament van 'n huis direk of indirek bepaal waar en hoe elke deeltjie van die gebou tot die laaste spyker gaan wees, so bepaal die fondament van ons lewenshuis ons hele lewe. As dit byvoorbeeld geld of rykdom is, sal ons hele bestaan rondom wins en verlies draai. As dit selfsug is, dan meet ek alles in terme van my eie begeertes en my eie behoeftes, my eie wense. Maar die fondament Jesus Christus beteken dat ek alles wat ek doen, so doen, dat ek hom daardeur dien. Dit behels my optrede in sosiale groepe, daar waar ek met my vriende kuier, my Saterdagaande, my optrede teenoor kollegas en minderes by die werk, en ook teenoor mede-lidmate. Hoe dikwels is daar nie onmin of 'n geskinder onder mekaar nie. Ja, selfs is in ons as gemeentelede. En toe ek besig was met hierdie gedeelte, toe kom ek woorde van Galasiërs 5 vers 15 sommer net spontaan by my op. Al wat ek daaroor moet sê is, ons moenie mekaar byt en verslind nie. Ja, liewe broer en suster, ook in my gesin moet ek so leef dat my voorbeeld ander na Jesus Christus toe lei. Is die fondament van u lewenshuis Jesus Christus? Is hy werklik die bepalende faktor in alles wat u doen? Of anders gestel, is u waarlik 'n Christen? In die tweede plek het hierdie bouwerk ewigheidswaarde. Dit sien ons daar in verse 12 tot 15. Hierdie stuk bouwerk waarmee ons besig is, kan nie gestaak word nie. Elke daad, elke gedagte of elke woord word ingemessel in die gebou in. Daarom moet ons sorgvuldig let op die materiaal waarmee ons huis bou. As ons te veel hout, gras en strooi inmessel, kan ons nie verwag dat hierdie huis gaan bly staan nie. Daarom moet ons die sonde in ons lewe beveg. Ons moet ernstig daarna streef om die swak plekke in ons bouwerk so min as moontlik te maak. Ons moet die goud, die silwer en die edelstene gebruik om hierdie huis sterk te maak. Dit wil sê, ons moet die wil van God doen en sy eer in alles soek. Ons moet die eer, God se eer en sy wil in alles wat ons doen, moet ons soek.
Al is dit moontlik om ons geknoei vir die wêreld weg te steek en voor te gee dat ons werklik toegewyde Christene is, moet ons altyd in gedagte hou dat daar 'n dag gaan kom wanneer ons werk in die gemeente en in ons eie lewe getoets gaan word. Op die oordeelsdag gaan God soos 'n geweldige vuur al die swak plekke in ons gebou openbaar maak. Daarom help dit nie om met skyngodsdiens die wêreld te probeer beïndruk nie. Die wêreld het eintlik geen sê in hierdie aangeleentheid nie. Hou God in gedagte in alles wat jy doen. Doen sy wil, dien sy koninkryk en soek sy eer. Dis per slot van 'n rekening hy wat die oordeel gaan vel. In die derde plek is hierdie bouwerk heilig, verse 16 tot 17. Die bouwerk is heilig. Ons moet in gedagte hou wie die inwoner is van hierdie huis waaraan ons bou. Dit is niemand anders nie as die Heilige Gees van God self. Dit hou 'n paar gevolge in en gaan bepaal hoe die bouwerk gaan verloop. God gaan nie tevrede wees met 'n ontoereikende tempel nie. Daarom gaan hy toesien dat ek my lewe inrig volgens sy wil. Hou in gedagte dat ons hier net praat van gelowiges wat op die fundament Jesus Christus bou met die oog op die oordeel van God. Liewe broer en suster, dit beteken dat elke gelowige sy hele lewe staan onder die leiding van die Heilige Gees. Ons het dus die verantwoordelikheid om te leef volgens sy leiding. Daarom moet ons sy leiding soek in alles wat ons doen. Wat behels dit? Dit behels gereelde gebed, bywoon van die eredienste, bidure en ander byeenkomste, bestudering van die Bybel. Ek lees baie onlangs ietsie wat gebeur as mens gereeld Bybel lees. Dit was 'n redelike groot studiegroep, of hulle het van baie mense gebruik gemaak, so 200,000 mense het deelgeneem aan hierdie studie. En die bevinding was dat wanneer 'n mens net een keer 'n week iets uit die Bybel uit lees, gebeur daar eintlik niks binne daai persoon nie. As mens so 'n bietjie meer lees, so 2 tot 3 keer 'n week, is daar baie klein verskilletjie te bespeur. Maar as mens 4 keer of meer kere 'n week uit die Bybel uit lees, dan is daar sommer wesenlike, drastiese verskille wat in 'n mens plaasvind, soos angs wat drasties verminder raak, ensovoorts, net positiewe dinge.
uit vrees dat ek dalk iets verkeerd gaan doen in die voltooiing van die gebou, mag ek geen geleentheid misloop om God se wil te verneem nie. Ek moet sy Heilige Gees elke moontlike kans gee om sy alwyse leiding aan my te gee. Die inwoning van die Heilige Gees in my lewe beteken ook dat ons sy beskerming sal geniet. Elke poging van valse leraars en gesande van die duiwel om my te lei om verkeerd te doen of verkeerd te bou aan sy tempel, gaan met God self te doen kry. Kom ons streef daarna om vir die volmaakte God 'n volmaakte tempel in my lewe te bou. Ek sluit af. In hierdie bouproses gaan alles oor God drie-enig. Die fondament wat die bouwerk tot in alle ewigheid bepaal, is Jesus Christus. God die Vader weet presies van elke swak plek. Dus bou ons met sy oordeel in gedagte. En eindelik is die Heilige Gees die inwoner, boumeester, wat lei en beskerm. Indien ons in enige van die drie fasette van die bouwerk van God afdwaal, gaan ons werk te vergeefs wees. Om die rede moet ons geen ander fondament as Jesus Christus duld nie. Vir niemand bluf of probeer bluf met onegte geloof nie. En ons moet ons deur niemand anders as die Heilige Gees laat beïnvloed nie. Hoe lyk dit, liewe broer en suster? Gaan u lewenshuis, gaan my lewenshuis staan tot in ewigheid. Amen.